Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Karlien van Jaarsveld moes al lankal vrede maak met die feit dat haar lewe voorblad nie haal en dat vreemdelinge oor die intiemste dele van haar private lewe skryf. Maar in haar nuwe boek, Riviere in die Wildernis, neem sy beheer van die narratief en vertel sy haar storie in haar eie woorde en sy los niks uit nie. Karlien sluit nou by ons aan op Goeiemôre, Good Morning. Baie welkom. Môre. Ek wil net vir jou sê, kyk hoe lyk my boek eerstens. It's amazing. Well done. Baie dankie. Well done. Hierdie is met soveel detail en deernis en oophartigheid geskryf. Jy het 'n fantastiese job gedoen met hierdie boek. So well done. Ek waardeer dit. Ek wil begin by die boek van die boek se temas wat die grootste een wat vir my deurkom is die tema van vergifnis en die tema van aanbeweeg van pyn. Maar ek wil vir jou vra, was jy ooit kwaad? Kwaad vir jou keuses, kwaad oor jou talent, oor jou loopbaan, jou lewe? Is daar ooit in jou 'n oomblik gewees waar jy net woedend was? Ja, ek dink mens kom baie keer op daai plek. Ek dink dit is 'n normale emosie om te ervaar reg deur jou lewe. Ek dink mens hanteer dit op verskeie maniere. As jy 'n kind is, hanteer jy kwaad wees op 'n skreeubasis want jy het nog net die woorde om eintlik te verduidelik wat jy wil sê nie. En dan as die ouer volwasse genoeg is, dan kan hy die kind toelaat om te skree en die tantrum te gooi wat hy nodig het om te gooi, eintlik om van daai emosie ontslae te raak. Ja. En ek dink wanneer 'n mens gegroei het in die lewe, dan is jy word nog steeds kwaad. Maar ek dink die emosie begin meer 'n rigtingwyser word. Ja. In plaas van om in totaliteit oor te gee aan die emosie daarvan. So jy kan eintlik weet, maar waar kom die kwaad vandaan? En dit op 'n ander manier hanteer. Maar ja, mens word kwaad. Jy is baie gelowig en geloof speel ook 'n groot rol in die boek. Jy gebruik baie van jou die godsdiens wat in jou lewe is en 'n groot rol daarin speel in hoe jy die stories in die boek vertel. Hoekom is dit so belangrik vir jou om vas te hou aan jou geloof? Ek dink dis die riekelm waaruit ons gebore is. Ek dink nie ons kom vanuit 'n stof of ons bestaan nie net in 'n stof bestaan nie. En ek dink alles kan aards wees en jy kan net weer terugkeer tot stof, maar jou original geboorteplek is vanuit die Vader van liefde uit. En ek dink om dit te kan onthou en om dit te kan erken en onthou jy iets van jouself en jou ware wese. Anders sal dit alles wees, Salomo het daar geskryf wat hy sê, alles is 'n gejaag na wind, of alles kom net weer tot stof. En dit is vir my definitief so, as jy nie jou identiteit kan onthou vanuit 'n voortyd uit nie, 'n tyd voor tyd bestaan het nie, want dit is waaruit ons waarlik gebore is. Hier is maar net 'n oorgangsfase weer. Karlien, jou stem, en ek het dit in die inleiding gesê, is van jou af weggevat op soveel verskillende maniere. En nou het jy dit weer ontdek en nou hoor ons jou in jou eie woorde. Hoe was die proses vir jou om jou storie te kan vertel op jou manier, nie deur ander mense se paaladvertensies of voorblaaie nie, jou woorde op jou manier? Ek was nie eintlik so erg daarop om my storie te vertel nie. Ek het baie goed vir myself geskryf deur die jare heen, soos as ek 'n klomp goeie sien soos Facebook inskrywings of aanmerkings of koerant opskrifte of voorblaaie en jy weet ek het absoluut niks daarmee te doen nie. Dis half of hierdie persoon gebou is in die publiek en ek kyk ook so na, jy weet, al die goed wat die mense van ons sê, maar dit is vir my twee aparte identiteite. Ja, hulle staan apart van mekaar. So ek het so gevoel daar was 'n narratief wat oor haar opgemaak was en dit was die narratief van die mensdom. En ek het gesit met die ware narratief en ek voel altyd as 'n mens nie oorgaan in 'n vleeslike oorlog nie, dan kom daar 'n stadium waar die waarheid regtig verkondig word van die dakke sonder dat jy jou mond ooit hoef oop te gemaak het. En ek moes dit leer, ek moes dit op 'n baie harde manier leer wat ek God regtig moes vertrou het toe hy vir my gesê het ek moet stil bly en ek moet niks terug sê nie. En hy het my so in fyn detail kom leer oor
byvoorbeeld goed soos om die eerste klip op te tel en te gooi. Ja. En hoe hy net iets verstaan het van daai klip waarmee hulle gegooi het, was nog eintlik die wette van Moses. En ek dink, ons doen dit baie gereeld en baie daagliks met mekaar, want ons sit ook nog vas, dink ek, binne in 'n Moses-era waar daar een persoon voor staan en 'n woord bring, terwyl die woord binne in elkeen van ons lewe, en eintlik moet ek hoor, wat se gedig het jy geskryf, en wat se lied het jy geskryf, wat se woord het jy by God gekry, wat het jy gedroom, wat se visioen het jy gehad. Dis eintlik, dink ek, hoe kerk lyk en hoe die liggaam lyk, om so te kan deel met mekaar. So, ek het geweet, daar's ware woorde wat aan my binnekant lê, en dit het tyd gevat om uit te kom, en ek het dit net met myself gedeel op 'n stadium. Ja, en toe is ek eintlik gevra om hierdie boek te skryf, en toe het ek al hierdie goeders bymekaar gemaak oor die jare heen, en toe het ek gevoel, ek het die hele tyd vir God gevra of is dit wat ek moet doen, en ek verstaan toe dis die regte tyd vir dit, want daar's geen kwaad nie, daar's geen woede nie, daar's nie 'n plek van maliciousness of onvolwassenheid waarmee ek het betree om te sê, Jessie, ek wil so graag iemand net terugkry oor wat hulle net gesê het, jy weet, of gedoen het. Wat ook net 'n menslike reaksie is, né? Dat mens net wil terugveg en jy wil maar ek sê weer, ek dink dis daai twee verskeie identiteite waarna jy kan staan. Jy kan of vreeslik reageer en dan rig jy skade aan, maar as jy vanuit jou geestelike identiteit iets kan verstaan en daaruit praat of daaruit skryf, dan is dit tot stigting van 'n klomp mense. Ja, dit is soos wat jy in die boek skryf, daar is altyd twee dinge in alles en dit kom so sterk voor. Jy is deur ongelooflike moeilike tye in jou lewe. Jou dogtertjie wat siek was, jou egskeiding, die publiek se menings oor alles, maar jy bly so positief en jy bly maak dat daai trauma actually nie regtig jou identiteit word nie. Hoe doen mens dit? Jy sê dit, ek dink ek's blootgestel aan baie traumatiese gebeurtenisse van ons baie jonk was. Ja. En ek dink net ek ken soveel kante van die lewe dat ek het al soveel mense sien verander, baie mense naby aan my, en ek het gesien hoe God te werk binne in hulle doen, en dat hy regtig, as hy sê, hy stuur 'n woord uit na die aarde, en dit sal nie leeg na hom toe terugkeer nie, dan is dit wat hy sê. Die woord wat hy uitgestuur het, sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. En ek dink my hoop is op dit, my hoop is nie noodwendig op mense nie. Ek het geleer om nie te hoop op mense nie. Ek het 'n hoop wat binne in hom lê, en binne in sy oog lê. Ek dink dis die grootste ding van die mens sekerlik in 'n vleeslike natuur wat verander het, is die oog van die mens. So ons nou terug gaan na Genesis 2 toe, dan nee, dit is Genesis 3. Dan sê die slang, ja, hy het nou gehoor, julle mag nou nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Dan sê hy, ja, want God het gesê ons sal sterwe. Dan sê hy, nee, maar julle gaan nie sterwe nie, maar julle oë sal verander en julle sal verstand kry om kennis van goed en kwaad te kan onderskei. En dis nou die interessante ding vir my, so hulle het verstand gekry asof hulle nie verstand gehad het nie, en hulle oë het verander asof hulle oë nie kon sien nie, en daarom haal Jesus goeders aan soos om te sê, plaas sê julle is blind, maar nou sê julle kan sien. En ek dink ons is met blindheid geslaan, want al waarna ons kyk is na uiterlike kleipotte gemaak met ons eie bedoelinge en ander mense se bedoelinge en dinge wat hulle aan ons gedoen het of goed wat ons deurgemaak het, terwyl daar 'n lig binne in hierdie kleipot eintlik vasgevang is. En om daai te kan begin herken, is vir jou oë om te verander. Ja. Ek wil jy weer net bietjie stil staan by Ella se siekte. As mamma, jy voel so magteloos as jou kind pyn het en jy kan dit nie wegvat nie. Het jy ooit net gesê, kyk God, luister jy, hoor jy, sien jy wat hier aangaan, maak dit net reg. Ja, jy sien definitief. Ek het 'n hele paar keer op daai plek gekom en ek onthou met haar eerste baie groot operasie, so soos 21 of 22 keer narkose gehad. So so regtig 'n traumatiese ervaring om narkose te kry, maar met die eerste groot operasie was sy 1 jaar oud gewees en hulle het haar buik oopgesny, so heeltemal van links na regs. Hulle sny so
snit, maar hy's groot. En toe moet hulle nou eintlik op 'n soos 'n 2 mm aar werk. Dis 'n baie klein aartjie waarop hulle moet werk om 'n bypass te doen. Dis om 'n alternatiewe roete eintlik maar te maak vir die bloed om dan nou deur te gaan, want ons mos nou 'n blokkade gewees. Prys Here. En toe hulle oopsny en hulle sê nee, maar die radioloog het 'n fout gemaak. Haar are is nie oop nie en hulle kan nie die bypass doen op hierdie aar van haar nie. So ek net so gaan sit en vredig sê I don't know. Ek weet nie meer nie. Los dan nou my hand want dis vir my hierdie pad is te styl in my oog. Dit is vir my te moeilik om saam met jou te loop. En ek dink ek was vir 'n oomblik van 5 minute of 10 minute miskien alleen en toe het ek vir hom gevra asseblief loop maar net weer saam met my want ek weet ook nie hoe om dit sonder jou te doen nie. Dis te moeilik. Maar ja, mens kom op daai tye wat dit regtig dis taaf en dan wonder jy vir wat maak jy dit deur, jy weet. En dis hoe ek hom begin soek het. Ella het die pad geword van my ware ontmoeting met God en wie hy regtig is en nie soos wat mense my geleer het van hom en soos wat die kerk my miskien geleer het van hom nie, maar dit wie hy waarlik is, hy kon homself aan my kom openbaar en ek dink dis vir my die amazingste ding. So ek sal as ek 'n keuse het, eerder weer deur dit gaan om God regtig te kan ken. Want ek dink dit gaan daaroor om jou lewe te verloor sodat jy waarlik kan lewe. Die inspirasie gaan voort. Karlien van Jaarsveld sy het nou verder by ons aan net na die advertensiebreek bly ingeskakel.